Toe hy klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het. Het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui, deur watter so dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het, Here, wie is U verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, Here, wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my. Die gerug het toe onder die broers versprei, dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê, dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Maar, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Ons is vanoggend in Jesus stories 74. Nou, as jy nou keurig volg en jy is elke week hier en jy kyk elke week op YouTube, dan sal jy weet hier's 'n fout. Want laas week het ek 74 gedoen. Ag, dankie Anel, jy weet daar. Laas week, maar ek het my nommers verkeerd gehad, so laas week was 73. So vir almal wat YouTube volg, sorry hoor. Laas week was 73. So hierdie week is ons by 74 en wat 'n kerk se hoofdoel is om mense aan Jesus voor te stel dat hy hulle kan red en hulle sy volgelinge kan word. En sy wil vir jou lewe dan is dat jy hom sal ken. Want wanneer hy jou red, kom die Heilige Gees en hy skep aan jou binnekant 'n nuwe mens met 'n begeerte vir God. Jy word selfsugtig gebore met net 'n begeerte vir jouself. Jy het nie 'n begeerte vir God by geboorte nie. Die Heilige Gees kom gee jou daai begeerte. En daai begeerte dryf jou na God toe, druk jou na God toe om God te ken. En dis hoekom Jesus hier was, om ons juis aan God voor te stel, om vir ons te wys wat sê God en wat doen God, want Jesus het net gesê en gedoen wat God gedoen het. Wat vir my en jou ook 'n baie goeie indikasie is van wat gebeur wanneer ek en jy 'n Christen word. Wat gebeur wanneer ons instrumente in sy hande word, ons word sy getuies. Ons sê net wat hy sê en ons doen net wat hy doen. En ons kan nie sê wat hy sê en doen wat hy doen, as ons nie weet wat hy gesê het nie. As ek nie my Bybel lees nie, as ek nie weet wat hy gedoen het nie. Want dis waar ons dit kry. Ons kan dit nie doen as ons nie weet wat dit was nie. Nou, voor ek vanoggend aangaan oor vanoggend se storie, wil ek net vinnig vir julle, net so vir interessantheid, want miskien is dit vir van julle interessant hoe dit werk. Vinnig verduidelik, daar's in die teologiese terme, as jy teologie gaan swat, is daar twee goed wat jy swat. Die een is eksegese en die ander een is hermeneutiek. Eksegese en hermeneutiek. Eksegese is die vermoë om jou Bybel te lees en presies te verstaan wat daar staan, vir die konteks waarin dit geskryf is. Eksegese, met ander woorde, interpreteer daai gedeelte van die Bybel wat jy lees, presies wat dit beteken in die spesifieke tyd wat dit geskryf is, in daai tyd. So jy kan die storie oor vertel, maar hermeneutiek is die vermoë om daai storie na vandag toe te bring. En dit op vandag toe te pas, en te sê, maar wat beteken dit wat beteken daai eksegese vir vandag? So beide van hierdie is 'n vorm van interpretasie. Hermeneutiek gee vir ons die beginsels waarvolgens ons interpreteer. Dis wat ons gebruik as ons eksegese doen, en ons weet wat dit beteken, en hermeneutiek bring dit na 'n werklikheid toe vir ons om vandag toe te pas in ons lewe. En hoekom ek dit vir jou wil gee, is want jy gaan dit in vanoggend se storie nogal baie duidelik sien. Jy gaan vanoggend hoor hoe gaan ek vir jou die storie verduidelik, wat daar presies gebeur het en wat daar gesê is, en dan gaan jy agterkom, hoe is hierdie van toepassing op my lewe vandag? En dis hoe ons Bybels lees vandag. Ons het nodig as ons Bybels lees om eksegese te doen. Eksegese is baie eenvoudig. As jy jou Bybel lees, dan vra jy vir jouself die volgende vraag. Met wie praat die skrywer hier? Wat is die konteks? Wat gebeur heiliglik in daai tyd? Wie het dit geskryf? Is 'n baie belangrike vraag. En vir wie word dit geskryf?
En so vind jy uit wat die storie beteken. En as jy dit uitgefigure het, dan kom jy na jou vandagse wêreld toe. Dan sê jy vir jouself, maar hoe kan ek hierdie toepas op my wêreld vandag? En dit is nogal baie duidelik hoe dit in hierdie storie uitstaan. As daar een ding is wat vir my uitgestaan het toe ek hierdie storie hierdie week gemediteer het en op gewerk het, was dit hierdie fokus op wat jy weet jy moet doen. En as ek sê fokus op wat jy weet jy moet doen, praat ek nie van jou werk nie. Ek praat nie van jou as pa of ma nie. Fokus op ouerskap, fokus op wat jy moet doen by die werk. Dis nie waarvan ek praat hier nie. As ek praat van fokus op wat jy weet jy moet doen, dan praat ek van fokus op wat jy weet jy moet doen, nou dat jy 'n disipel van Jesus is. Ek praat van in jou geestelike lewe. Hannes, ek het nie 'n klou wat moet ek in my geestelike lewe doen nie. Ek is altyd op soek na antwoorde van wat wil die Here regtig hê moet ek doen? So ek kan nog eers daai vraag antwoord nie. Wel, dan het ek vir jou goeie nuus volgend. Alwaar jy dan moet aandag gee, is daai begeerte wat die Heilige Gees in jou gesit het om God te ken. Al wat jy dan moet doen is lees en begin doen wat daar staan. En voor jy jouself kry, gaan jy weet wat jy moet doen. Voor jy jouself kry, gaan jy weet wat jy moet doen. Fokus op wat jy weet jy moet doen. Daar's 'n klomp goed in hierdie lewe wat my en jou fokus versteur. Wat ons fokus afhaal van wat belangrik is, veral wanneer dit kom by die Here. En die een groot ene, daar's baie, maar daar's een spesifieke een wat ons vanoggend hierso ook sien. Daar's 'n paar lesse wat ons hier geleer, maar hierdie een is baie sterk. Sorry, ek hoor my foon is besig om met my te raas. En dit is vergelyking. Om onsself te vergelyk met die wêreld om ons. Maak dat jy jou oog van die bal afhaal. Jy kan vanoggend met my redeneer oor hoe vergelyking ook kan goed wees vir jou, maar ek sê vanoggend vir jou, dis meer nadelig as ooit goed vir jou. Dit kan goed wees in een opsig. Jy kan sien by iemand anders wat is moontlik en dit kan jou inspireer om dit ook te doen. Maar vir die res is alles nadelig. Want weet wat doen ons? Ons vergelyk onsself nooit met iemand langs ons staan nie. Ons vergelyk onsself altyd met iemand bo ons. En ons vergelyk onsself met iemand wat lyk asof hulle iets behaal het wat vir my totaal onmoontlik is. Dis belaglik om dit te doen. Vir een rede. Daar's nie een mens op hierdie aardbol met dieselfde vingerafdruk nie. Fisiese vingerafdruk nie. En ook nie met dieselfde emosionele vingerafdruk. Emosionele vingerafdruk noem ons jou persoonlikheid. Daar's nie een mens wat al ooit gebore is met dieselfde persoonlikheid nie. Daar's nie een mens wat met dieselfde, presies dieselfde, nie eens 'n tweeling nie, met dieselfde gelyke vermoëns gebore word nie. En dan gaan ons vergelyk onsself met mekaar en wil ek ook so wees. Mense is so bedraad nie. Dit gee vir jou, dit steel jou vreugde. Dit steel jou vrymoedigheid. Voor jy jouself kry, gaan jy oorweldig wees deur gevoelens van jaloesie. En uiteindelik lei dit na bitterheid toe. En jy haal jou oog heeltemal van die bal af. Want dit gebeur. Dit gebeur met ons almal. Omdat ons onsself vergelyk met ander mense. Ouers, jy kan die grootste fout in jou lewe maak as jy vir jou kind sê, maar kan jy nie soos jou sussie wees nie? Kan jy nie soos jou boetie wees nie? Kan jy nie soos daai maatjie ook dit gedoen het nie? Ons leer baie keer ons kinders om te vergelyk, om vir hulle 'n standaard te stel. En die Here het elke mens uniek gemaak, met 'n unieke persoonlikheid, met 'n unieke vingerafdruk, wat ons self moet ontdek. Vergelyking is 'n groot ding wat ons elke dag van ons lewe stoei, en dit haal ons oog van die bal af. En dit leer ons in vanoggend se storie. Petrus skryf op net sy opdrag. Nou voor ek hierdie storie vir julle moet lees, moet ek eers vir julle 'n bietjie agtergrond gee. Jesus het op die eerste dag van die week opgestaan uit die doodheid, wat 'n Sondag is, en dis hoekom sy kerk tot vandag toe nog op die eerste dag van die week bymekaar kom, 'n Sondag. Hy het die Sondagoggend vroeg opgestaan, en die aand toe verskyn hy aan 10 van sy disippels, een het homself gehang en die ander een was nie daar nie, Thomas, en hulle vertel toe vir Thomas, luister, ons het Jesus gesien, en hy sê, ek sal dit nie glo nie, voordat ek my hand in sy gedruk het, en my vingers in sy wonde gedruk het nie. En Jesus verskyn toe 8 dae weer later aan hulle, dis al 11 dae, net om vir hom te wys, luister, ek leef, jy kan maar glo, en toe sien hy, dat hierdie is sy Here en sy God, en hy bely dit toe. En toe, so rukkie daarna, toe verskyn Jesus weer, en ons weet nie presies hoe lank daarna nie, maar wat ons moet weet van die disippels, hulle was in absolute angs en onsekerheid gedompel na Jesus se arrestasie, marteling, dood, graf toe. Hulle het gaan wegkruip agter geslote deure. En hulle het nie geweet wat gaan nou gebeur nie, want 3 jaar voor het hierdie man op die strand gestaan en hulle kom roep en gesê, volg my, ek gaan julle vissers van mense maak. En ewe skielik is alles weg. Nou het hy alselfs ons in die dood, uit die dood het opgestaan en ons verskyn, maar ons voel nog steeds onseker.
Ons voel baie onseker. Ons voel onrustig. Wat gaan ons nou maak? En Petrus in daai onrustigheid sê vir die manne, kom ons gaan doen wat ons gedoen het voor ons Jesus ontmoet het. Kom ons gaan vang vis. Kom ons gaan terug na ons ou manier van doen toe, dit wat ons gedoen het. En hulle gaan vang toe vis vir die hele nag lank, hulle vang niks. As jy nie laasweek hier was nie, dis waar ons laasweek gepraat het. Vang 'n hele nag lank niks en toe hulle uitkom, die volgende oggend, hier staan Jesus op presies dieselfde plek wat hy 3 jaar terug gestaan het en hy sê, gooi net die net aan die ander kant uit en hulle vang weer soveel vis, hulle kan die net gaan skeer. Kom op die strand en hier het Jesus vir hulle ontbyt gemaak. So wat dit beteken, as jy moet op ons YouTube kanaal gaan kyk as jy daai een wil hoor. In elk geval, hulle het sopas klaar geëet. Toe hierdie gebeur. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Nou as jy hierdie skrifvers, om te verstaan wat hier gebeur, moet ons so bietjie teruggaan in tyd. Ons moet teruggaan, en ek het sommer vir julle die skrif gegooi, Matteus 26, 33, 36. Hierdie is wat gebeur het, en dis hoekom Jesus spesifiek hierdie vraag nou vir hom vra. Jesus het die aand by die nagmaal, die donderdag aand voor hulle hom gearresteer het, vir sy disippels vertel presies wat gaan gebeur. Hy het vir hulle gesê, hulle gaan my arresteer, hulle gaan my martel, hulle gaan my in 'n kruis vaslaan, ek gaan begrawe word, maar gaan uit die dood uit opstaan. Wanneer hulle my arresteer, gaan julle almal weghardloop. En toe sê Petrus hierdie vir Jesus, op daai noot. Daarna het Petrus vir hom gesê, al sal hulle u ook almal in die steek laat. Nou praat hy van sy ander disipelmaatjies. Ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Wat beteken jy gaan my ontken? Mense gaan sê jy ken my, en gaan jy sê nee, ek ken hom nie. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die ander disippels het ook so gesê. Daai, al moet ek saam met u sterwe, dis wat ons noem agape liefde. Dis liefde waar ek myself gaan offer vir iemand. Waar ek selfloos gaan wees. Waar ek onvoorwaardelik myself gaan neerlê. Dis wat Petrus sê. Dis hoe lief hy Jesus het. En Jesus sê vir hom, dit verseker ek, hiervan kan jy seker wees. Hiervan kan jy seker wees, jy gaan my nog 3 keer ontken voordat die haan môreoggend kraai. Petrus het dit gedoen. So kan jy jouself in jou wilste drome indink, waar sit Petrus in sy gemoed? Op hierdie stadium. Dis teen hoekom hy vir die manne gesê het, kom ons gaan vang vis. Want, hy was te onseker. Hy en Jesus het nog nie hieroor gepraat nie. Jesus het vir hom presies gesê wat gaan gebeur, en hy het dit presies so gedoen. En hier kom Jesus toe, het klaar geëet het. Op die regte tyd. Maagies vol, oogies toe. Hoopelik slaap julle nie nou na die pannekoek nie, nee? Maar hier kom hy presies op die regte tyd nadat hulle geëet het, en Jesus trap met die deur in die huis. En hy vra vir hom, Simon Petrus, seun van Johannes, het jy my baie lief? En die lief waarvan Jesus daar praat is agape. Gaan jy jouself selfloos verklaar, jouself offer onvoorwaardelik vir my, met ander woorde. Meer as hulle hier. Dis wat in ons Afrikaanse vertaling staan, in die Engels staan, more than these. So hy kan hier verwys na die visvang wat hy gedoen het vir 'n lewe, al sy visvangtoerusting, en hy kan verwys na die disippels. Ons is nie 100% seker oor dit nie. Meer as hulle hier. En hy antwoord, ja Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Kyk hoe nederig het Petrus geword. Die einste Petrus wat emosioneel elke keer opgetree het en net sy mond verbygepraat het sonder om te dink. Gesê, ek weet nie meer, soos arrogant as wat ek was in Matteus 26 nie. Ek is nie meer die een wat weet nie. Ek het die harde manier geleer. U weet. En daar so waar hy sê dat ek u lief het, praat hy glad nie van agape nie, hy praat van phileo. Phileo is 'n diep, vriendskaplike, persoonlike, broederlike liefde. U weet hoe voel ek oor u. En u weet beter as ek hoe voel ek oor u. Maar gaan nie weer so arrogant wees deur te sê ek gaan sterf nie. Ek is agape lief vir u nie, want ek het 'n groot fout die vorige keer gemaak. Ek het 'n groot fout gemaak waarvan ek seker is dat ek u lief het soos 'n vriend, 'n goeie vriend, BFFs forever. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Daai laat my lammers wei, 'n lammetjie is 'n jong skapie.
So dis nuwe bekeerlinge. Onthou, ons het nou laasweek weer gesien, Jesus het sy disippels se roeping bevestig. 'n lammetjie is 'n jong skaapie. Dit met ander woorde, hier gaan nuwe gelowiges nou inkom. Hier gaan mense kom wat hulle vertroue in my werk aan die kruis gaan sit, vir hulle om die ewige lewe te kry, as gevolg van wat jy en die disippels nou gaan doen, Petrus. So jy moet sorg dat hulle dan genoeg kos kry, soos julle kos gekry het, soos ek vir julle gesê het wat God gesê het, en soos wat ek vir julle gewys het wat God doen. So gaan jy nou sê wat ek gesê het, en jy gaan doen wat ek gedoen het, en dit gaan die kos wees van hierdie nuwe bekeerlinge, hierdie mense wat nou tot geloof kom. Dit gaan daai honger van hulle bevredig, wat die Heilige Gees in hulle gaan wek om God te ken. Sorg dat jy vir hulle kos gee. Laat hulle wy. Dan gaan hy aan. Jesus vra hom weer 'n tweede keer. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Selfe vraag. Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Nou is dit skape, waar is die lammetjies heen? Wel, daar was op daai huidige stadium reeds mense wat tot geloof gekom het in Jesus Christus, wat geglo het dat hy die dood het opgestaan. Skape is ouens wat Jesus volg, is disippels van Jesus al vir langer as net gister, of laasweek, of 'n maand terug. Dis ouens wat al 'n geestelike lewe saam met die Here stap, en wat hy sê, is hy verwys ook hier, hy sê, pas my skape op, verwys hy na al die mense wat nou gaan tot geloof kom, nie net die Jode nie, maar die ander nasies ook, alle nasies, pas die skape op, sê hy vir hom. Nou, waarna Jesus hier verwys, wat ek ook nou nog daartoe kan teruggaan, maar dan gaan ons te lank hier wees, is Johannes 10. Jesus het vir ons in Johannes het in Johannes 10 vir ons geskryf, dat Jesus het na homself verwys as 'n goeie herder. En almal wat hy red, word sy volgelinge, sy skape. Hy pas hulle op. En in Johannes 10 lees ons dat daar twee verskillende tipe herders is. Of net een herder, die ander ene is hierlinge en wolwe. Hulle is volop in die kerk. Dis mense wat nie goeie herders is nie. So daar's 'n vermoë. 'n Hierling is 'n ou wat hierdie werk doen wat ek doen net om daar geld in is. En 'n wolf is 'n ou wat hier voor staan met 'n agenda het, behalwe om mense aan Jesus voor te stel. Kerks vol van daai ouens ook. En Jesus sê hier vir hom, pas hulle op. Moenie 'n wolf of 'n hierling wees nie. Pas hulle op soos ek jou opgepas het. Dis waarna Jesus hier verwys. Hy sê, pas al die gelowiges op. Die gelowiges in die gemeenskap. Onthou, toe Jesus vir Petrus en al sy disippels vra, wie sê die mense is ek? Toe sê Petrus, u is die seun van die lewende God. Toe sê hy, op daai waarheid gaan die kerk gebou word. Petrus, jy is die leier. Jy moet voorloop. Pas hulle op. Jesus vra hom toe 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Wel, hier vra hy toe nou net vir hom, het jy my lief? Nie baie nie, want hy kom agter, Petrus sukkel seker 'n bietjie met hierdie baie. Petrus het bedroef geword. Ja, kan jy jouself net indink in daai oomblik, wat moes deur Petrus se kop en hart gaan? Okay, ons is nou besig om hierdie krisis uit te sorteer, wat voor die kruisiging gebeur het, en ek het hom ontken, ek het hom verloon. Ek het nie naaste by my kant gebring aan hierdie verhouding nie. Hy het alles gedoen, hy hou aan my vas. Petrus het baie bedroef geword, toe hy hom 'n derde keer vra, het jy my lief? En hy antwoord, Here, u weet alles. Petrus is oortuig dat hy ken homself nie so goed, soos wat Jesus Christus hom ken nie. Hy het tot daai oortuiging gekom, dat hy hulp nodig. En dat hy nie die een is wat so oulik is nie. Dis baie keer 'n groot stryd in elke Christen se lewe. As jy beklei teen daai groot trots in jou binnekant, van jy weet, jy is slimmer as die res. In die tussentyd is nederigheid die posisie wat jy standaard inneem, sodra jy 'n disipel van Jesus word. Hy het dit op die harde manier geleer. U weet alles. U weet dat ek u lief het. Broederlike liefde. Dis al waarvan ek kan getuig, want dis al wat ek regtig weet. Hy sê vir hom, laat my skape wy. Vorige eerste een, laat my lammers wy. Tweede een, pas my skape op. En die laaste een, laat my skape wy. Hoe gaan jy die skape laat wy? Ek weet dit wat om vir die lammertjies te gee, en ek weet om die skape op te pas, maar hoe gaan ek vir die skape kos gee? Hoe gaan ek aanhou sê en doen wat u sê en doen? Die Heilige Gees. Onthou, Jesus het vir die disippels gesê, wag in Jerusalem tot ek die Heilige Gees
op julle uitstort, dan sal julle krag ontvang om my getuies te word. En as ek dit doen, dan gaan jy 'n direkte lyn hê om te hoor wat sê God. En God gaan vir jou sê om goed te doen, deur die Heilige Gees. En dit gee jy weer aan, vir almal wat tot geloof gekom het in my. Dis hoe jy hulle gaan voer. Dis ook een van die redes, hoekom Petrus nie vir Jesus kon sê, ek het die agape lief nie. Want dit is nie binne in 'n mens se vermoë om goddelik, agape liefde noem 'n mens goddelike liefde, dis nie binne in 'n mens se vermoë om goddelik lief te wees, soos God jou lief het nie. Daai krag kry jy by die Here. Dis 'n geskenk van God af. Jou redding, jou geloof, jou krag as jy disipel van die Here is 'n geskenk uit die hand van die Here. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Dis hoekom hy dit nie kon sê nie. Hy het nog nie die Heilige Gees ontvang op hierdie stadium nie. So die punt wat jy hier moet hoor, vandag, hier is die hermeneutiek. Fokus op hoe lief jy my het. Dis wat ek moes hoor in my lewe. Ek is nou, ek moet nou sommetjies maak, ek dink 24 jaar in bediening. En die eerste 8 jaar was hel. Letterlik. Ek het gedink, Christus, hoe werk hierdie? Ek dacht ek werk vir die Here. Ek het van hoërskool af geglo dat ek is spesiaal. Dis heeltyd vir jou gesê ook. Kerk waar ek groot geword het. Jy is spesiaal en die Here het jou geroep en die Here gaan jou gebruik en die Here sien jou en die Here weet wat jou naam. En ek het in bediening ingekom met nogal 'n groot flair van hoe great ek is en wat my vermoëns is en wat ek als van die Here weet. En nou gaan ek die wêreld wys hoe dit gedoen moet word. En vir 8 jaar was dit hel. En toe gee ek my lewe vir die Here. Ek spot altyd daaroor, ek sê ek het eers 10 jaar later of 8 jaar later die Here ontdek. En wat ek ontdek het was my fokus was die heeltyd op die feit dat die Here my geroep het in my vermoëns en hoe goed ek en hoe oulik ek is. Ek het nie op sy liefde gefokus nie. Ek het nie gefokus op daai honger en daai dors wat hier binne in my gesit het om God te soek. En ek het die hele tyd God gesoek, want dis ek en hy nie. Hy het my kom red nie. Hy het my nooit kom, ek het nooit daar gefokus nie. Ek het die hele tyd gefokus op wat ek geweet het. En gefokus op hoe moet ek dit doen. Ek het nooit gefokus op my honger en my dors nie. En dit het toe verander. Dit het heeltemal verander. Hierdie ouer het so mooi in woorde gestel. Vir my. If you love ministry more than you love Christ, ministry will destroy you. Dit het. Ek het heeltemal nervous breakdown gehad, angsaanvalle gehad. Dit was belaglik. Hier is nie net vir my op toepassing nie. Hier is op almal van ons van toepassing. As jy vanoggend hier sit, as ek vir jou sê, fokus op wat jy moet doen, en ek sê, Hannes, ek weet nie wat moet doen nie, dan fokus jy daar. Jy fokus op jou liefde vir Jesus. Al wat Petrus gesê het is, Here, U weet, ek het 'n intense liefde vir U. Jesus sê vir hom, fokus daar. Gee aandag daaraan. Maak seker jou honger en jou dors word geles, want as jy seker maak, jy les dit, sal jy altyd iets hê om te doen. Sal jy altyd iets hê om vir die skape te gee, met ander woorde. Dis waar jy fokus. Dis waar jy fokus in jou verhouding met die Here, is op daai honger en daai dors wat in jou lewe gesit het. Die storie gaan aan. Dit verseker ek jou. Toe jy honger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan, waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hier is ongelooflike goeie nuus, en hier is ook ongelooflike slegte nuus vir Petrus. Dis tussen 2 uiterstes in 1 versie. Jesus is besig om vir hom te sê, Petrus, daai boonste gedeelte, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil wees. Jy kon maak wat jy wou, soos jy wou, wanneer jy wil, waar jy wil, met wie jy wil. Alles, jy kon dit doen soos jy dit wou doen in jou eie menslikheid. Eintlik ook in jou sondige natuur. Maak jy wat jy wil. En dan sê Jesus vir hom, maar wanneer jy oud is,
bietjie gevorderd is, onthou, hy is nie net hier uit sy tienerjare, hy is hier rondom 19, 20 jaar oud. Wanneer jy uit is, gaan jou hande uitsteek, dit het ongeveer gebeur toe hy 48 jaar oud is. En iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Jesus is besig om hom te sê, maar jy gaan sterf soos ek gesterf het. Dit waarvoor jy weggehardloop het voor die kruis, en hoekom jy my 3 keer ontken het, dis die pad wat jy gaan stap. Dis slegte nuus vir Petrus. Nie wat is die goeie nuus? Dis daai agape. Petrus, jy verlei jou nou, maar jy gaan agape, moenie worry nie. Jy gaan jou lewe neerlê, jy gaan selfloos wees. Jy gaan daai liefde wat jy gesê het jy het, gaan jy beleef. Jy gaan jou lewe gee ter wille van jou liefde vir my. Dis wat Jesus vir hom sê. So jy gaan dit weer ontdek. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter so dood Petrus God sou verheerlik. En kyk hoe stel Johannes dit wat dit skryf. Hy sê daai dood is wat God gaan verheerlik, net soos wat Jesus sy Vader verheerlik het deur opgelig te word aan 'n kruis as 'n offer vir almal se sonde. Uiteindelik sit hy nou in God se regterhand en is hy verheerlik. As gevolg van wat Jesus Christus vir die Vader gedoen het. Dieselfde manier, Petrus, gaan jou lewe my verheerlik. Jy gaan gehoorsaam doen wat ek jou gesê het, en dit gaan die grootste vorm van aanbidding wees wat jou lewe op hierdie aarde gaan doen. Petrus, jou lewe gaan my verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. So vir ingeval jy nie alles gehoor het wat ek nou net gesê het nie, Petrus, jy gaan nie meer vis vang vir 'n lewe nie. Jy gaan nou sê wat ek gesê het, en jy gaan doen wat ek gedoen het. Dis wat jy gaan doen. Ek het jou gered hierna toe. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun het en gevra het, Here, wie is u verraaier? Nou, ek kan hierdie hele vers in 7 woorde opsom. Toe Petrus omdraai, sien hy vir Johannes. Dis al wat daar staan. Johannes, Jesus se disipel. Toe hy omdraai, sien hy vir Johannes. En kyk wat lees ons dan. Toe Petrus hom sien, val Petrus vir Jesus. Here, wat van hom? Sê jy, waar vergelyk ons onsself? Hy vergelyk hom toe met iemand wat reg langs hom staan. Wat van hierdie ou? Ek kon doen wat ek wou, maar as ek oud is, gaan ek weggelei word en gaan ek kom by 'n plek waar ek nie wil wees nie. Wat van hom? Hy kan vir 2 redes hierdie vraag gevra. Die eerste rede is, hy het regtig diep, intens liefde gehad vir sy mede-disipel Johannes. En hy was besorg oor hom. Maar ek dink die tweede een is meer waar. Hy het afgeskeep en minderwaardig gevoel. Hy het gevoel, hierdie is dieselfde, jy weet, as my kinders by my kom, en die een is besig om skorrelgoed te was, en die ander een is iewers besig met iets anders. Hoekom het ek alleen skorrelgoed was? Jy al daai beleef in jou huis? Ons het so ruimpie in ons huis. Die lewe is onregverdig. Die Here pas nie in jou definisie vir regverdig in nie. Ouers, pas op om jou kinders nie net so groot te maak, dat jy altyd alles met regverdig is en hulle ook deel nie. Jy is besig om vir hulle te leer, dat daar 'n wêreld bestaan wat nie bestaan nie. Ek gaan dit nou weer vir jou wys. Dis juist hoekom ons Jesus nodig gehad het. Die wêreld is stikkend. Vergelyk homself onmiddellik met Johannes. Hier's 'n probleem. Kyk wat antwoord Jesus hom. En dis so reguit. Jesus is nie saggies en teer gewees nie, mense. As ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my. Gee aandag aan daai begeerte wat ek in jou hart gesit het om my te ken. Soek my met alles in jou. Dis waar jy fokus. Ek weet wat ek op al die ander plekke doen met al die ander ouens. Ek is in beheer. Ons wil graag in beheer wees. Dis hoekom ons onsself vergelyk met al die mense om ons. Want dan voel ek kan ook meer handvatsels kry en meer gereedskap kry om my lewe ook op standaard te kry. Volg jy my, sê Jesus vir hom. Johannes gee dan vir ons 'n bietjie
inligting net oor hierdie interessante storie. Hy sê die gerug het toe onder broers versprei dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jy weet, Johannes het altyd van homself geskryf in sy eie evangelie, maar hy het nooit sy naam genoem nie. So hy praat van homself. Hy gaan nou nooit doodgaan nie, want Jesus het dit gesê. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat daardie disipel nie sal sterwe nie. So Johannes kom toe en hy maak toe 'n regstelling as gevolg van 'n roemer wat versprei het. Julle weet mos hoe werk dit eens en nie ook? Iemand het iets gesê, soos wees sien, is dit die hele wêreld vol en is heeltemal 'n verkeerde storie. Roemer het versprei as gevolg van wat hier gebeur het. Die manne was jaloers. Jesus het wel gesê, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my, het Jesus gesê. Wat leer ons by Jesus volgend in hierdie storie? Nommer 1, hy is genadig en vergewe. En hierdie is hoofsaaklik wat ons noem hermeneutiek. Hoe pas dit op ons toe van vandag? Hoe mooi is dit nie? Dat Jesus Christus, wat nie nodig gehad het om dit te doen nie, vir Petrus herstel. Petrus het niks gedoen om dit te verdien nie. En Jesus kom na hom toe en hy sê vir hom, het jy my lief? 3 keer het jy my verloon. 3 keer gaan ek vir jou hierdie vraag vra, dat jy oor hierdie onsekerheid kan beweeg, kan wegbeweeg. En elke keer wat ek vir jou sê, laat my lammers wei, sorg vir die skape, laat my skape wei, dan bevestig ek dat ek nie kwaad is vir jou nie. Ek is genadig, ek vergewe jou. Jy sit dalk vanoggend hier en jy stoei met 'n ding in jou binnekant. Dan is dit wat die Here vir jou sê, hy is genadig. En hy wil jou herstel. Jy gaan dit moet konfronteer, jy gaan dit nie net kan ignoreer en dit gaan weggaan nie. Ons gaan daaroor moet praat, jy gaan moet sit, ons gaan die moeilike vrae moet vra, en jy gaan daarmee moet gekonfronteer word. Maar hy is genadig en hy vergewe. Sodat jy weer kan doen wat jy moet doen. Sodat jy jou visvang goed los en kom doen waarvoor ek jou geroep het, Petrus, moet jy oor hierdie krisis van jou kom. En die Here doen dit vandag nog. Hy gee geleentheid vir herstel. Hy het hom 3 keer gevra. Ek weet nie of jy weet nie, maar Petrus het weer hierna droog gemaak. En hy is weer vergewe. Dis 'n storie waarna ons later sal kyk. Hy gee vir jou geleentheid om te herstel. En dis hoekom sy kerk 'n plek van herstel moet wees. Mense kan val, mense kan droog maak. En veral ouens in posisies soos wat ek staan vanoggend, geestelike leiers, ouens wat voor staan, hulle mag mos nie droog maak nie. Ek is nie op pad om te bely nie, moenie worry nie. Ons mag mos nie droog maak nie. Ons moet mos 'n hoë standaard van lewe handhaaf en ek is nie ook 'n mens nie. Dis eintlik so belaglik om te dink dat dit is wat ons van dit gemaak het. Dis juis hoekom ons 'n redder nodig het, is as gevolg van wie ons in ons sondige natuur is. En ons het hierdie tipe van vergifnis nodig. Ons het hierdie tipe van geleenthede nodig vir herstel. Sy kerk is veronderstel om hierin te spesialiseer, nie om mense uit te skuif en weg te gooi nie. Nommer 3, die mens se liefde vir Jesus is 'n geskenk en hou die mens op koers. En as jy uiteindelik die werk van die Heilige Gees in jou lewe beleef, gaan jy in jou binnekant ontdek dat jy selfs jouself offer ten koste van jouself om te doen wat die Here gesê het jy moet doen. Net soos wat Petrus het ontdek het. Want dis wat die pad wat sy disippels stap. Die mens se lewe is in sy hande, sal altyd wees. Volg jy my? Petrus, jy weet nie wat aangaan hier met Johannes nie. Hou op om jouself daar te vergelyk. Hou op om te dink jy weet hoe alles en almal werk. Doen jy wat jy moet doen. Fokus. Jou lewe is in my hande. Jy is nie in beheer nie. Alles mag dalk vir jou onregverdig voorkom. Ek is in beheer. En laastens, elke disipel moet fokus. Volg jy my? Gee aandag aan daai begeerte wat God in jou hart gesit het, dat jy hom sal ken. Dit gaan jou 'n prys kos. Dit gaan jou tyd kos. Dit gaan jou geld kos. As dit die heeltyd net verniet is, het jy moeilikheid. Ek sê altyd, mense wat die Here dien en dink, alles moet nou vanaf verniet wees. Jy het definitief nie die Here van die Bybel beet nie. Hy verwag nie net die 10 of die 20 of die 100 rand noot in die offerande mandjie nie. Hy soek jou lewe. Hy's agter jou aan. Hy soek jou in totaliteit.
Net soos dat hy Petrus gesoek het. Net soos dat hy na Petrus toe gekom het en sy roeping bevestig het. En gesê het, volg jy my. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons gee U al die eer en ons loof U en ons prys U vir U genade en U geduld met ons. Ons is soms so arrogant. Ons besef nie hoe nodig ons U het nie. Here, mag ons ook hierdie plek bereik wat Petrus bereik het. Waar hy gekom het en gesê het, maar U weet, en ek het U so nodig, waar kan U vashou? Here, mag ons werklik liefde beleef soos wat U dit geskape het om te wees. Here, mag ons nooit ons fokus en ons oë van U afhaal nie. Mag ons altyd aanhou om te doen wat U ons vra om te doen in U koninkryk. Mag ons lewe beleef soos wat U dit gemaak het om te wees in lewe en oorvloed. Here, gee ons die genade en die krag en die energie om ons kinders reg groot te maak, om U te ken. Dankie Here, vir wie U is. Dankie vir U liefde en die genade en die seën en die beskerming in ons lewens. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.